en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Kom ons op, vriende. Ons het verlede Sondag gesê, moontlik in die toekoms gaan ons 'n bietjie 'n reeks bring oor die boek Job. In die toekoms is dit nou maar sommer vanmôre. Die Here het dit baie duidelik op my hart gelê om 'n reeks boodskappe te bring oor die boek Job. Omdat, soos wat ek verlede Sondag gesê het, 'n mens daarvan bewus is dat mense ly, mense kry swaar, en mense vra, en soms sê jy, God kan nie regverdig wees, of God maak nie vir jou sin nie. En ek glo ons gaan baie antwoorde kry uit die boek van Job. Ek wil u glad nie tot pessimisme of morbiedheid of trane of emosies probeer stem met hierdie reeks nie. My bede is net dit, dat terwyl Job in hierdie intense lyding was, het hy nooit antwoorde gekry oor waarom nie, maar hy het God beter leer ken. En hy moes aan die einde sê, Here, ek is jammer dat ek gekla het. Want toe besef hy, hoe groot is God? Hy het die karakter van God beter leer ken, en hy het besef dat die God wat hy aanbid is so groot, dat al die kamele, al die donkies, al die beeste, al die perde, al die slawe, al die goud, alles wat hy verloor het, nooit kan opweeg teen die feit om God beter te ken. Niks, maar niks kan dit vervang. Is om die karakter van God te ken. En al is dit dan al, vriende, al is dit al wat u uit die boek Job gaan leer. Wie is die God wat ek aanbid? Al maak hy nie vir jou sin nie. Iemand het gesê, ek weet nie wie nie, het gesê, hoe dieper jy ly, en hoe dieper lyding in jou siel insny, hoe meer ruimte word daar geskep vir groter vreugde later. Maar kom ons lees Job vanaf vers 1. Daar was 'n man in die land Is, wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Nou, ek gaan net so 'n bietjie van 'n woordstudie doen, hier en daar. Ons gaan, ek wil vanmôre eintlik net inleidend oor Job praat, ek gaan nie eksegese doen nie. Maar wat ek wel wil sê, vriende, hierdie byvoeglike voorname, vroom, opreg, godvreesend, afwyk van die kwaad, daai woord vroom beteken eintlik perfek of volmaak, staan in die duratiewe vorm. Hy was dit van maandag tot maandag, hy was dit nie net Sondag nie. Elke dag van sy lewe was Job dieselfde. En as mense na hom gekyk het, kon hulle elke dag onder alle omstandighede dit van hom sê. Dis die goed wat die duiwel haat. Dis die goed waaroor die duiwel nie eers kon praat het, toe hy by God, voor God verskyn as die aanklaer. Dis mos maar so, vriende, jy weet die vlees, en die duiwel is maar die verpersoonliking van die vlees. Praat ons nie graag oor iemand wat goed doen, wat op 'n standaard hoor as jy self is, jy is 5de. En as iemand dan nog vra, soos die Here, met trots wil ek sê, goddelike trots vra, het jy afgegee op my knegt Job, het jy hom dopgehou, kan eintlik dit so vertaal word, het jy bietjie gekyk na hom, het hy onmiddellik met 'n teenreaksie gekom. Dit was vir hom 'n pyniging vir die Satan, daarom het hy Job so gehaat. Nou goed, hierdie man was 'n godsman, en nou lees ons in vers 2, en vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele en 500 paarbeeste. Met ander woorde, hy het 1000 beeste gehad, en 500 eselinne. Nou,
ag, dit is elke woord hier het betekenis, vriende. Hoekom het nou juist die vroulike geslag vir die donkies is? Omdat dit baie hoër geag is onder die diere ensovoorts, en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Nou dit dui moontlik op hulle verjaardae. So ons kan dan nou sê, jy weet, en ek wil aanvaar, vriende, ons gaan agterkom, het was 'n hegte huisgesin. Daar was ten minste 10 verjaardae 'n jaar. En as hulle nou vir ma en pa ook elkeen 'n partytjie gehou het, hierdie gesin 12 parties gehou per jaar. Hulle was 'n vrolike klomp. Maar ek glo in afhanklikheid van die Here. Hulle het God geken, maar hulle het nie gelyk asof hulle in een of ander klooster toegesluit is. Hulle het ook die lewe op 'n sinvolle manier, glo ek, geniet. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig, dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle. Want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. Daai woord geseën moet eintlik vertaal word gevloek. Dis maar 'n vertalingsfout. Mense wou nooit dink jy kan God vloek nie. Het hulle maar uit skynvroomheid geskryf seën. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. Ek wil dit ook net noem, vriende. Jy weet ook, ek het dit eintlik vroeg vanmôre, toe vroeg opstaan en dit weer lees. Toe tref dit my. Hy was op 'n swerftog oor die aarde. Die duiwel is nie alomteenwoordig nie. Hy moet rondry. Verskoon die plat uitdrukking, hy is eintlik 'n ryloper. Hy soek 'n lift by elke ou. En jy weet, ek sê vir u, sommige ouens het hom 'n lift gegee van môre tot binne in die kerk. Want onthou, hy het miljoene ter biljoene demone. Hy is nie alomteenwoordig nie. Hy soek altyd, hy is soos 'n ryloper langs die pad wat staan en duim gooi. En jy gee hom plek, ek gee hom plek, binne in my huis, binne in my huwelik, tussen my kinders, tussen my werksmense, binne in die kerk, binne in die kansel. Daar's nie 'n plek waar ons hom nie 'n rygeleentheid gee nie. As hy besluit, ek wil vanmôre binne in hierdie kansel wees, vriende, sal hy 'n weg vind om hier te wees. Hy is 'n meester duimgooier. Hy kom van 'n swerftog oor die aarde. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. Jy weet, as die wêreld jou prys, is dit fantasties. Jy voel goed as die wêreld mooi van jou praat. Maar besef jy, as die hemel van jou getuieskrif. En kyk hoe lyk die hemelse getuieskrif. 'n man, vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land, maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig vloek. Daarop sê die Here aan die Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Eintlik beteken dit, hy is in jou magsgebied. Ek haal hierdie goddelike beskermende heining rondom hom, vat ek weg. Hy is nou in jou mag. Hy is in jou hand. Hy is in jou bedieningssfeer. Dis eintlik wat die Here vir die Satan sê. En op 'n dag, terwyl sy seuns en sy dogters besig was om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, kom 'n boodskapper na Job en sê, terwyl die beeste aan ploë was en die esels aan wei langs hulle, het die Sabeërs 'n inval gedoen en dit weggeroof en hulle het die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars, en dit het hulle verteer. Nou ek wil nommer 1 net hier sê, en ons gaan later, as ons nou kom by hierdie oorlog in die lug, onthou die bose geeste in die lug.
Hierdie vuur van God uit die hemel is, na alle waarskynlikheid 'n weerligstraal, wat sy vee doodgeslaan het. Maar weet jy dat die duiwel elke keer laat weet, dis die Here wat dit aan jou doen. Dis ons nie die Here nie. Dis die duiwel wat dit aan hom doen. Maar hulle kon sê die Here het vuur uit die hemel uitval. Die Satan het hom nou in sy mag, maar jy weet wat vir my die aangrypende is, mense, is Job het van hierdie gesprek met God niks geweet. Dis vir my die aangrypende. As die Here hom net gesê het, hoor Job, ek het met die duiwel so praatjie gehad en ons van jou toets, sou hy mos baie makliker deur die ding gekom het. Maar hy weet nie waarom dit gaan nie. Daarom al die vrae. Daarom is ons so vol vrae as die dinge kom. Terwyl die een nog spreek, kom maar 'n ander een en sê, vuur van God het van die hemel geval en gebrand onder die kleinvee en onder die dienaars. En dit het hulle verteer, net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. En terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die Galdeërs het 3 afdelings opgestel en 'n aanval op die kamele gemaak en het weggeroof, maar dat die dienaars met die skerpte van die swaard verslaan en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Terwyl die een nog spreek, kom daar 'n ander een en sê, die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Toe daar met eens 'n groot wind oor die woestyn kom, wat die huis van aan die 4 hoeke gryp, en dit het op die jong mense geval, sodat hulle gesterf het, en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel. Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeur, en hy het verskriklik begin kla. Nee, vriende, hy het onmiddellik gaan bid. Hy sien die hand van God in dit. Hy het nie gaan tantrums gooi nie, hy het nie homself bejammer nie, hy het voor God in die stof gaan buig en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, naak sal ek daarheen terugkeer, die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. En by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeryms toegeskrywe nie. Ons lees tot daar in die Here se woord. Nou, liewe broer en suster, ons gaan nie vanmôre by 'n spesifieke teksvers stil staan nie. Ek wil byna sê die hele hoofstuk gaan ons teksvers van oordenking wees, in die sin dat ons wil poog om net eers 'n kort oorsig oor die boek Job vir u te gee en met u te deel. En as 'n mens die boek Job sou oopmaak, dan behoort ons te weet dat dit juis die boek in die Ou Testament is wat in 'n waas van misterie of geheimsinnigheid gehul is, in baie opsigte, onder andere. Ons weet nie wie die boek geskryf het presies nie. Ons weet nie wat is sy historiese oorsprong nie. Ons weet nie wat is presies die agtergrond waarteen dit geskryf is nie. Al wat ons weet, hier is 'n man van God wat intens gelei het. Daar word tradisioneel geglo dat die boek Job die oudste boek in die Bybel is. Dat hy eintlik, ek praat nou van geskrewe of geskrifte wat in die boek opgeneem is in die Bybel, behoort hy eintlik, hy's ouer as die boek Genesis, as ons dit nou werklik wou uitpraat histories, kronologies in 'n orde wou sit. Maar weet jy, toe ek hierdie boek oopmaak in hierdie week, vir die soveelste mal in my lewe wil ek dadelik by sê, vriende, daar was 'n stadium in my lewe dat ek die boek Job letterlik geëet het. Maar toe ek hierdie boek weer oopmaak, weet jy, dit doen iets aan 'n mens, om te weet, ek maak die oudste geskrif oop, wat ooit geskrywe is, wat vir jou die verhaal vertel, van 'n nietige mens, in 'n persoonlike verhouding, met die almagtige God. Dit gryp my aan, om te dink, hier het ons die lewensverhaal van 'n man, wat 'n baie intense en intieme verhouding met sy God gehad het. Daar is geleerdes wat wil beweer dat die boek baie jonger is, dat hy nie so oud is nie, maar dan het hulle nie antwoorde vir jou as jy hulle sou vra, maar waarom lees ons nêrens in die boek Job van die volk Israel nie? Waarom lees ons nie van Abraham, wat tog 'n aardsvader was? Waarom lees ons nie van die tempel nie? Ons lees nie van die verbond van God met sy mense nie? Daar's nie 'n vaagste aanduiding dat daar 'n verwysing is na een of ander koning of profeet nie. Daar's geen ander skrifverwysing nie, omdat, vriende,
as jy die Bybel intens deurlees, tel jy dikwels op dat daar kruisverwysings is. Die een skrywer het na die ander skrywer verwys. Daar's geen skrifverwysings van enige aard nie. Daar word ook nie na ander godsdienste eers verwys nie. En tog is dit dinge wat in die Ou Testament telkens voorkom. Maar ons vind dit in Job nêrens nie. En kan ons sê dat Job staan, glo ek, met 'n doel alleen. En daarom kan mense, veral mense wat ly, so maklik met Job identifiseer. Dis asof hy in eensaamheid gehul is. En vriende, 'n mens wat ly, een van die uitstaande, as ek dit 'n emosie mag noem, wat jy belewe is juis die verskriklike eensaamheid wat oor jou kom. En dis seker die rede waarom mense, weet jy, hulle sê selfs heidene, selfs die mees geharde kommunis sal met die boek Job kan identifiseer. Ander kommentaarskrywers kan nou met feite dit staan wat sê, dat selfs Jesus word verwerp deur sekere mense, maar niemand verwerp Job nie, omdat ons so absoluut met hom kan identifiseer, omdat daar geen mens bestaan wat kan sê, ek is my lewe lang nog gevrywaar van lyding nie. Baie mense kyk ook nie eers na Job as 'n groot godsdienstige figuur nie. Al wat hulle van hom weet, is die man wat gelei het. Nou, jy weet, as jy na sy naam kyk in die oorspronklike taal, beteken die een wat vervolg is, kan vertaal word. As jy sy naam in Arabies sou vertaal, beteken dit die een wat geduldig was. So, u kan u keuse maak. Ons praat mos van Job se geduld. Maar in die Hebreëse konteks staan dit as die een wat intens vervolg is. Wat vir my opvallend is, vriende, dat Job, hierdie uitstaande, wêreldbekende figuur, het nie 'n godsdienst gestig nie, het nie 'n nuwe kerk begin nie, het nie 'n klompie reëls neergelê en jy moet nou daarvolgens lewe nie. Hy het nie by mense aangedring en gesê, so moet julle lewe nie, want wie sou hom in elk geval gevolg het, as hy 'n kerk of 'n nuwe beweging sou begin? Hy was bloot net 'n dood eenvoudige, maar kom ons sê, welvarende mens in vandag se terme, maar 'n man wat baie erg en intens gelei het. Jy weet, in steede van dat Job godsdienst gepreek het, wil ek vir u sê, het hy eerder teen godsdienst gepraat. Ons gaan nog daarby uitkom, vriende. En dit is waarom die wêreldling dit verstaan. Daarom as jy 'n verkeerde persepsie van godsdienst het, ons gaan ook kyk, vriende, wat is die Bybelse voorskrif of persepsie van ware godsdienst? Maar godsdienst soos die wêreld dit vandag wil aan jou voorhou, wil ek vir u sê, maak mense moeg. En terwyl Job intens seer gekry het en hy gelei het hy vasgeklou, vriende, soos wat 'n drenkeling aan 'n reddingstou sal vasklou, het hy aan God vasgehou. Dit is asof hy besef het, as ek hier laat glip, is dit vir ewig met my verby. Ek wil sê, aanvanklik het Job se geloof ook in 'n sin gewankel, net in een opsig, vriende. Hy het nooit God bevraagteken nie. Hy het nooit gewonder of God werklik bestaan nie. Weet jy, al wat hy eerlik gevra het is, kan hierdie God wat ek so dien, regverdig wees? Hy het gewonder, is dit regverdig van God om dit oor my toe te laat? En nou in hierdie verskriklike stormtyd wat hy in sy lewe beleef het, vriende, het hy net een behoefte gehad en dit is, ek wil by God wees, ongeag wat mense van my sê. En weet jy, dit het net spontaan in my hart opgekom, al sou mense wat sê, glo ek, hy het nooit gewonder, hoorie, wat gaan mense van my sê, en hoe hou ek hierdie tou vas, as ek dit so mag stel? Hou ek dit nou op 'n reg gereformeerde manier vas, of op 'n Arminiaanse manier vas, of op 'n apostolie manier vas, of op 'n NG manier vas? Vriende, ek glo in hierdie tyd in sy lewe, het dit nie vir hom gegaan oor wat sê mense, of wat sou ander godsdienste sê nie, want hy het een ding besef, al het die Satan my omring, soos wat hy van God se teenwoordigheid bewus was,
Die Here het 'n beskermende heining om hom gehad. Vriende, het hy net geweet, in hierdie tyd van beproewing, kan die duiwel my met homself omring, maar hy sal nooit die aangesig van God vir my kan verberg nie. En in hierdie verskriklike stryd, het God vir Job kom losmaak van 'n hele klomp sogenaamde godsdienstige moeds en moenies. En weet jy, sy 3 vriende, die 3 Jobstroosters, ons gaan nog by hulle ook baie uitkom. Elimas, wat beteken wyse man, Bildad, wat beteken stryerig. Dis mos tipies, vriende, mense wat jou wil kom troos, Christene, wat jy kan amper sonder sulke vriende klaarkom. Hulle is altyd bekleierig en stryerig, en moet jou kom vertel, jong, daar is sonde in jou lewe, is nie wat dit so met jou gaan. Ek wil vanmôre vir u sê, vriende, dis ook 'n ander boodskap wat ek hoop ons van God gaan leer, sonder om jouself te regverdig. As jy in ellende val, is dit nie noodwendig omdat daar sonde in jou lewe is nie. Dit is dalk juist die bewys dat jy iets reg doen. En die duiwel daarmee nie tevrede is nie, en hy God daaroor uitgedaag. Ek wil nie sê dat almal wat ly is nou met die Here reg nie, dit moet ons ook daai balans behou. Maar die Satan kom as die aanklaer en hy sal vir jou sê, nee, is God wat jou straf. Vriende, God straf ons nie. God het ons klaar in sy Seun Jesus Christus gestraf. God sal ons tugtig, maar hy gaan ons nie straf nie. En nou sien ons kom sy 3 vriende, ons gaan later nog by hulle uitkom, en hulle kom sit by hom, hulle is so aangegryp deur die ellende waarin hy sit, dat hulle vir 7 dae nie kon praat nie. Maar toe hulle begin praat, vriende, het hulle so veroordelend gepraat, dat Job hulle soms moes bestraf. Dis so aklig as mense kom met hierdie stryeerige, beter weterige, ek is slimmer as jy houding, om vir jou te kon vertel, so asof mense God is, om vir jou te kon vertel, waarom jy in hierdie ellende is. Dit mos 'n saak tussen jou en die Here. Hulle het geglo, vriende, hulle dien God in hierdie proses. Ek wil vir u lees wat staan in Job 42, vanaf vers 8 tot 10. Neem dan nou vir julle 7 bulle, sê die Here nou vir hierdie 3 vriende van Job, en 7 ramme, en gaan na my knegt Job en bring 'n brandoffer vir julle, en laat my knegt Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegt Job nie. Toe het Elifas die Temaniet en Bildad die Suhit en Sofar die Naamatiet heen gegaan en gedoen soos die Here aan hulle gesê het, en die Here het Job in guns aangeneem. Aan die einde van sy beproewing, vriende, kom die Here en hy sê vir Job, ek het jou in guns aangeneem. Hierdie manne met hulle kerktradisies en veroordelende houding wat hulle gehad het, die Here bestraf hulle moes by die kruis uitkom, hulle moes 'n offer gaan bring, en die Here sê vir hulle, julle het nie reg gepraat van my nie, met hulle ou vroom praatjies en hulle veroordelende houding nie. Dit is nie God se manier om met sy kinders te werk nie. Ons gaan ook leer, vriende, in die boek Job, dat daar sekere karaktereienskappe van God is, wat net nooit vir ons na vore sal kom, as die Here jou nie in die smeltkroes van ellende sit nie. Sal jy God in sekere fasette van sy karakter nie ken nie. En ek wil ook vir u sê, vriende, die Here beroep nie alle mense tot daardie pad nie. God is jaloers oor sy karakter. Maar God wil so ietsie van homself soms in mense laat na vore kom, dan sit die Here hulle in die hoogoond van die hemel, om daardie deel van God na vore te laat kom, wat jy van tevore nie geken het nie. Ek wil ook vir u sê, vriende, Job het aan die Here bly vashou, so krampagtig, al het die Here baie dae nie vir hom sin gemaak. En ek wil hê u moet dit weet, hy was 'n mens soos u en ek. Die pyn wat hy ervaar het oor die verliese wat hy moes ly, is die pyn wat u en ek sal ervaar onder soortgelyke omstandighede. Maar hy het geweier om sy geloof in God prys te gee. En aan die einde, soos ek genoem het God oor hom getuienis gegee,
ek het Job in guns aangeneem. Jy weet, dit is 'n groot ding, vriende, wat ons ook vir onsself moet uitmaak. Ek wil versigtig wees as ek dit sê, maar ek dink die gemiddelde kind van die Here besef dit nie. En dit is, vriende, ons glo almal, God het ons almal lief. Dis waar. Weet jy, God het self daardie grofste, vuilste, helverdiende sondaar wat eendag in die hel sal wees, God het hom ook lief. Die vraag is, wat sê God van jou? Ek wil hê jy moet daaroor gaan nadink. Jy gaan dit op die oppervlakte nie verstaan wat ek nou vir u probeer sê nie. God sê van sy eie seun, dit is my geliefde seun, en nou kwalifiseer hy daai liefde, in wie ek 'n welbaar. Hy sê van Job, hierdie is my kind, ek het hom in guns aangeneem. Hy sê van Josef, God het hom beproef verklaar. Hy sê van Abraham, daai man is my vriend. Is nie goed genoeg om te sê God het my lief nie. Ek wil u vra, wat dink u sê God van jou? Wat dink jy? Moenie loop, vriende, met hierdie ding van, nee, God het my ook lief, baie dankie tog, ek het daarom 'n brandassurans, ek gaan nie hel toe nie, ek sal ook hemel toe gaan. Dis nie goed genoeg nie, vriende. Daarom gaan God een of ander tyd, in een of ander ellende dompel, sodat uit jou optrede God oor jou iets sal kan sê. Ek wil hê jy moet dit in die hart bære. Wat sê God van jou? Hy het van Job gesê, ek het hom in guns aangeneem. Terwyl Job geglo het, ek is in onguns by God. Jy weet, die boek Job bring 'n mens ook in 'n direkte kontak met die alledaagse werklikhede, maar dit bring my ook in 'n baie spesiale nuwe verhouding met God. Ons kan so opgaan in ons daaglikse lewe, dat die Here nie meer elke dag vir my 'n werklikheid is nie. As ons byvoorbeeld na die alledaagse lewe sou kyk, vriende, moontlik het u dit ook al ervaar in u lewe, ons sal nie weet nie, maar ons weet van gevalle, ons lees dit feitelik daagliks, al hoor ons nie altyd die storie agter die storie nie, dat 'n mens kan die een oomblik nog baie gelukkig lewe, soos in die geval van Job, rustig te wees. Dit voel vir jou asof jou lewe onder beheer is. Dit gaan goed in my huis, dit gaan goed by die werk of in my besigheid, dit gaan goed in my gesin, ek is tevrede oor my verhoudinge met ander mense, ek het 'n minimum bekommernis, jy is op goeie voet met ander mense, jy kom agter jou kinders is gelukkig, hulle is geborge, hulle is tevrede in die skool, en dit maak dat 'n mens gelukkig is in jou binneste, en ek wil amper sê, dit is vir jou maklik om die Here te dien. En dan skielik, vriende, slaan een of ander disaster, ek het nie 'n ander woord vir jou nie, en dan ewe skielik styer jy, en die volgende oomblik is dit net presies die teenoorgestelde. 'n oomblikie gelede was jy gelukkig, alles was reg, alles het vir jou goed gelyk, alles was geseënd, en skielik spat jou lewe letterlik aan skerwe. Jy staan, jy is so verbuister, jy kan nie glo dis jy wat dit belewe nie. Jy staan daar, jy is totaal verdwaas. Het ek reg gehoor? Kan dit waar wees? Jou lewe is in een oomblik verpletter. Vriende, lyding kom in verskillende maskers of monderings. Vir die een kan dit wees, ek het my werk verloor. En weet nie hoeveel keer het dit al gebeur, vriende, dat 'n toegewyde, produktiewe kind van God net geskuif word en sommer net in sy salaris koevertjie kry sommer afdankings. Dis jammer, ons het jou pos uitgefaseer. Die verbuistering. Hy weet, man, ek is beter as daai een en ek is beter as daardie een. Maar vriende, ek wil vir u sê, omdat baie mense, omdat jy 'n kind van God is wat vir die Here leef, en jy staan daar, jy's verdwaasd en verward en verpletter. Vir die ander een kan dit wees, die man kom by die huis en sy vrou het weggeloop.
Of jy hoor die nuus, 'n geliefde, 'n jong persoon in jou familie, is skielik oorlede. Of wreed vermoor. Of jy het 'n totale finansiële ineenstorting. Of soos ek al by mense moes sit, die vrou is op die foon besig, net vir 'n paar oomblikke, en toe sy uitstap het hulle babatjie in die swembad geval. Kind is dood. So in 'n oomblik, vriende, verander 'n hele huis, verander 'n vrou se totale menswees, haar karakter. Jou kind, het jy al by ouers gesit, waar die kind deur 'n dronk man doodgery is? 'n kind wat vir hulle so dierbaar was, en skielik lê die kind dood in die pad, dronk man, oor hom gery. Dis sulke goeders, vriende, wat dan vir jou waaragtig by God uitbring, of jy sal God verloor. En dis 'n oomblik soos hierdie, wat jy soos 'n Job, aan God sal moet vashou soos nog nooit tevore nie. Want dit is in daardie tye, wat alles wat jy in die Bybel geleer het, alles wat jy geglo het, alles wat jy gedink het van God, maak skielik vir jou nie meer sin nie. Is vir jou totaal irrelevant. Die Here het vir jou irrelevant geword. En skielik begin die vrae kom. En die eerste vraag is, waarom, Here? Waarom het my? Waarom was dit my kind? Weet jy veel ouers sit met 'n verwyte, as ek my kind net nie laat gaan het nie, of as ek hom net 'n minuut terughou het, dan daai kar hom dalk misgery. Waarom is my kind op daardie sekonde op daardie plek gewees? Waarom doen God dit aan my? Waarom doen die Here dit nou, in hierdie stadium van my lewe, met my? Ek weet, vriende, dit is nie maklik vir enige mens om te erken dat as jy hierdie tipe van pyn ervaar, om te erken, Here, ek kan dit nie hanteer nie. Dit is moeilik om dit te, want ons het ons al die antwoorde gehad. Ons het dan vir ander mense beraad. Het ons met ander mense oor die goed gepraat. En nou moet jy erken, Here, ek het nie antwoorde nie. En weet al wat vir jou oorbly, jy sit later met 'n klompie formules en geestelike resepties, en jy dink as ek dit so gaan doen, sal dit vir my gemoed ligter word, en as ek nou met die ou gaan praat, gaan dit help, of as ek so bid, of as ek hierdie psalm lees, en dan kom jy agter, maar dit maak nie sin. Vriende, dit is die tragedie. Baie kinders van God glo, en dit is verkeerd om so te glo, ek sal eers berusting kry as ek antwoorde op my vrae gekry het. Jy gaan nie antwoorde kry nie. Dis vir my die verskriklike, vriende. God gee nie vir jou antwoorde nie. Wie wat doen God? Hy openbaar homself aan jou. Hy wys net so 'n bietjie meer van homself vir jou. Dis die antwoord. Jou antwoord is God. Antwoord is nie hoekom was jou kind op daai sekonde daar, of hoekom het my ma of my kind kanker gekry, of Here gaan jou nie dit sê. Wie hoekom nie, vriende? Omdat God se plan, God se weë, God se idees oor jou is so groot, jy sal dit nie kan verstaan. Net so min as wat ek die Atlantiese Oseaan in hierdie glas kan ingooi. Net so min sal ek God se wil vir my lewe kan bevat. Sal God nooit verstaan nie. Maar ek gaan hom beter leer ken. Die Here gaan een faset van sy lewe, van sy karakter, vir jou 'n bietjie meer oopmaak. Miskien kom jy agter, God is baie getrouer as wat ek tot nou toe aan hom gedink het. En God kom hom as die getroue aan jou meer, of as die heilige, of as die een wat verstaan, of wat dit ook al is, waaraan jy maar onwetend behoefte het. Maar ons gaan van Job leer, vriende, dat ware vrede is nie opgesluit daarin om te weet waarom nie. En vir jouself te sê, Here, ek sal nie berusting kry voor ek nie antwoord het. Jy gaan nie 'n antwoord kry nie, maar jy moet weet, met wie het jy te doen, jy het met die ewige God te doen, wat jou pyn verstaan. Ons gaan by Job leer, dat lyding is deel van God se soewereine wil vir ons lewe. Ons het verlede Sondag daarby bietjie stil gestaan. Ons gaan leer waarom swyg die hemel
en dat die enigste antwoord wat ons kry is, God maak homself vir my so bietjie meer bekend, meer sigbaar. Ek wil weer uit Job 42 vir u lees, vanaf vers 1. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Hy het nog niks verstaan nie, maar hy het God beter leer ken. Hoor tog en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Here, wat ek tot vandag toe van u geweet het ek van die kansel afgehoor. Het ek van mense wat ek mee te doen gehad, en ander Christen sakeman, en daar by ons Christen sakeman gebedsgroep, het ek van die Here gehoor. Op hoor sê, dit wat ander mense van u sê, maar Here, nou het ek u gesien. Ek het nou in my ellende gesien hoe God met my werk. Ek sien nou hoe lief is God vir my. Ek sien hoe groot is God. Ek sien nou hoe geduldig is God. Ek sien hoe intens is God by my betrokke. En weet jy wat sê hy? Hy sê, Here, ek is jammer oor wat ek van u gesê het. Ek is jammer dat ek gekla het oor my donkies en my beeste en my kamele en my kinders wat dood is. Om God so te ken, Here, al die skatte op die aarde kan ek nie koop nie. God het hom aan hom kom openbaar. Dis God se doel. Volgens hoor sy, hy sê, daarom herroep ek en het berou in stof en as. Here, ek het verkeerd gepraat oor u. Ek het van hoor sê van u gehoor. Ek het soos 'n papegaai agter ander mense aangepraat. Maar nou het ek God gesien. Ek is jammer, Here. Hier is my verskriklik toe ek dit besef. Hierdie man wat alles verloor het, wat alle reg gehad het om vir God kwaad te wees. Hy kom buig en hy sê vir die Here, ek is jammer. Maar dis omdat hy God beter leer ken het. Ons gaan leer dat God die antwoord is. Ons gaan werklik leer wat dit beteken wat in Johannes 12 vers 24 staan, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Job moes 'n sterwe ondergaan. En vriende, vir geen mens op hierdie aarde is dit maklik om te sterf nie. Maar ons gaan ook leer, vriende, dat bo alles ons nie op ons eie planne, ons eie insig, ons vertroue in mense moet stel en daarop hoop nie, maar op God en te weet dat die almagtige God is in kontrole waar die hitte van die hoogoond aangedraai word. En God het beloof, hy sal hom vir my nie te warm maak nie, want hy weet wat ek kan vat. En ek wil maar sê, vriende, vir sommige mense word hy verseker warmer gemaak as vir ander, maar hulle kom net meer gelouter aan die ander kant uit, dis ook 'n waarheid. En ons gaan leer wat dit is, vriende, om met die Here God deur te gaan, al verstaan ek niks. En uiteindelik, hoor mooi, in nederigheid te triomfeer. Dan is die vlees weg, jy gaan nie so rondloop nie. Maar in nederigheid kan jy triomfeer. God roep ons deur die boek Job tot geloof. En dan vra God nooit van my 'n blinde geloof nie. God vra van my dat ek hom onvoorwaardelik sal glo en dat my geloof gefondeer is op my kennis van die karakter van God. Dis wat die Here van my verwag. Ek moet weet wie God en as daar 'n faset in my lewe is waar ek nog nie die karakter van God leer ken het nie, sal die Here my deur daai skool sit. Ek wil weer noem, vriende, Job se geloof het aanvanklik gewankel.
Hy het gehuil, hy het gerou, hy was in rebellie met hy het geprotesteer, hy het glo in die diepste gat van depressie geval. Hy het self so ver gegaan, hy het sy geboortedag vervloek, maar hy het nooit God gevloek nie. Al wat hy gewonder het, wil ek weer sê, hy het elke keer maar gewonder, hoe kan God regverdig wees? God het ook, vriende, dit is vir my so aangrypend, God het nooit vir Job ingelig en gesê, hoor hier Job, ek en die duiwel het 'n gesprek gehad, en ek het die duiwel uitgedag, ek is so trots op jou, ek vat alle beskerming om jou weg, en ek het vir die duiwel gesê, daar sê, vat hom, spaar net sy lewe. En weet al wat hy uiteindelik oorgehou was, net sy vrou en sy lewe, is al. Alles was weg. Ek wil vir u vra, vriende, weet jy wat wil ek eintlik daardeur sê? Weet jy toe Job voor God verskyn, weet jy wat het hy eintlik maar gedoen? Hy het eintlik die eer van God kom aanval. Man, hierdie ou, dien jou maar net omdat dit met hom goed gaan. Wat ek hierdeur wil vra, vriende, wat ek vir myself gevra het, kan God sy eer in jou hande sit? Kan God jou vanmôre deur hierdie meele sit? Ek vra maar, ek moes dit vir myself antwoord. Hierdie kennis, vriende, as God homself, sy karakter aan jou kom openbaar, en terwyl jy daar lê en daar nog niks vir jou werklik sin maak nie, jou kinders het nog nie opgestaan uit die dood nie, en my kamele en my beeste is nog nie terug in die kraal nie, verstaan nog niks, ek is nog net so bankrot, maar ek begin God se karakter raak sien. Dit is soos helende balsem. Daar is nie 'n beter medisyne vir jou gemoed as om God se karakter te begin verstaan en te waardeer. Ons sing hopeloos te maak, doen slegs u wil, Heer. U wil met my. U moet bid dat dit nie regtig met jou gaan gebeur. Jy kan dalk skrik. Sien die kans vir so 'n pad wat Job moes loop? Maar dan wil ek maar weer sê, 'n openbaring van God is so helend, is so versadigend, dat jy dit vir niks in hierdie wêreld ooit sal ruil nie. Baie mense glo, ag, as ek maar net geweet het waarom, sou verstaan, en sou die pyn draagliker wees. Ek wil weer vir u sê, vriende, die ironie is, ons gaan nooit verstaan nie. Jy kan God nooit verstaan nie. Ek het reeds vir u die illustrasie gebruik, so min as wat ek die Stille Oseaan of die Atlantiese Oseaan of watter oseaan ook al in hierdie glas kan ingooi, net so min kan ek in my beperktheid die plan van God vir my lewe verstaan. En dikwels, vriende, is jou lewe 'n deurmekaar besigheid en jy probeer dit ontrafel. Ek wil u vra, hou op. Weet jy wat is ons mee besig? Nou ek kan net in my geestesoog 'n magtige groot stuk tapisserie sien. En ons kyk hierdie ding van agteraf. En het jy al na tapisserie gekyk van die agterkant af? Jy maak geen sin uit nie, vriende. Dis drade en garings en goeders in alle rigtings en baie is kort hier afgeknip in die een gaan in 'n rigting wat jy glad nie verstaan. Maar eendag in die hemel gaan God daai tapisserie omdraai. En ons gaan in verrukking staan om te sien waar het ek klein mensie in die plan van God ingepas. Ons sal in so aanbidding voor God staan, ons sal vir die Here moet sê, Here, ek is jammer. Het is jammer dat ek ooit gekla het. Jammer dat ek ooit gevra het waarom. Want ek besef, God maak nie 'n fout nie. Ons moet by die man Job uitkom, ek wou nog vanmôre, maar ek sien ons tyd is om. Jy moet my net so 'n paar minute gaan, ek wil net in 'n neutedop. Ek is regtig nog nie halfpad nie. Jy weet, Job het, as jy 1 vers 1 lees, 'n beskrywing, daar was 'n man in die land Is, wie se naam was Job. Hy was vroom en opreg en godvreesend en een wat afwyk van die kwaad. Ek sê weer,
in die dieratiewe vorm, hy was dit elke dag van sy lewe 'n bestendige, toegewyde kind van God. Is hy die man waaroor daar seker die grootste storm in enige mens wees kon losbars. Om te sê storm, dink ek is 'n ander statement, vriende. Dit was een of ander geestelike tief van 'n leidraad wat vir hom gelaat is, hoorie, dis waarom dit met jou gebeur het nie. 'n man wat aanvanklik swak begin het in die Here, maar algaande gegroei het en sterk en nederig, triomferend aan die ander kant uitgekom het. In 'n oomblik verloor hy alles, behalwe sy vrou. In die eerste vlaag, alles wat hy besit. In die tweede vlaag van hierdie aanslag uit die hel, verloor hy sy gesondheid. En baie mense sê dit ligtelik, jou gesondheid is iets kosbaars, geld kan dit nie koop nie. Selfs dit het Job verloor. En al wat ons in hierdie stadium weet, vriende, Job, en ek gaan net miskien so 'n bietjie daarby uitkom, het hom nie aan hierdie goed verknog nie, hoor. Hy was nie vasgebind aan sy geld en sovoorts. Maar die Here kom en hy ruk dit alles in 'n veroomblik van hom al weg, want hy was tog, dit was nie sy God nie, dit was nie sy baas nie. Maar net ek glo vir hom was die ergste die feit dat sy kinders weg is. Want ons kom agter, hy het 'n geweldige verband met sy kinders gehad. Ek wil weer sê, vriende, as ons na sy lewe kyk, as ons na vers 1 kyk, en daar kom 'n waarom of 'n hoekom, dan kan ek dadelik weer vir u sê, as die hel om jou kop losbars, is dit nie noodwendig 'n bewys dat daar sonde in jou lewe is nie. Dan sou die Here nie van hom getuienis gegee het, hy elke dag Godvreesend geleef het nie. Dit wil nie sê hy was sondeloos volmaak nie, vriende. Glad nie, ek gaan net daarby uitkom. Maar Satan, wat die aanklaer is, kon verskyn voor God, en ek het dit reeds vir u genoem, en die Here is so ingenome met Job, dat hy hom spesifiek vra, toe hy hoor, hy kom hier van 'n swerftog oor die aarde. Toe vra die Here vir hom, het jy goed gekyk na my knegt Job? En dan weer, vriende, die gedagte dat die hemel hom prys. Daardie woord vroom is eintlik in die King James perfect of blameless. Nou dit beteken nie sondelose volmaaktheid nie. Ek het bietjie daaroor baie sterk opgelees. In Spreuke 3 vers 6 staan, laat jou weg aan die Here oor en hy sal jou paaie gelyk maak. Dit is presies dieselfde woord. Hy het sy weg aan die Here oorgelaat en God het sy pad vir hom reguit gemaak. Al wat dit eintlik op dui, sê taalkundiges, geleerdes sê, hierdie woord dui op hy was 'n reguit man. In die sin, nie witsig of so nie, maar moreel. Hy het die reguit pad met God geloop. En hy het in 'n stadium in sy lewe het hy die plek bereik waar die hemel van hom kon getuig. Hy is kom ons net aan Nuwe Testamentiese terme, volmaak, waarvan ons lees in Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Maar vriende, hy was nie vroom net in woorde nie. Daarom sê ek vir u, hy het nie aan sy goed vasgeklou nie. Ek wil tog dit met u deel. Job 29 vanaf vers 11. Want het 'n oor net gehoor, dan prys dit my gelukkig, en het ek 'n oog net gesien, dan gee dit vir my getuienis. Want ek het die elendige gered wat om hulp geroep het, en die wees en hom wat geen helper het nie. Die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom, en die hart van die weduwee ek laat jubel. Met ander woorde, hy het vir die armes en die weduwees en die mense wat in nood verkeer het hy 'n oop hand gehad. As hulle in die nood is, of wie se ou wat hierdie maand weer paaiement kom betaal het, hulle by oom Job se deur gaan klop, en het hulle nooit weggewys, altyd 'n oop hand gehad vir mense wat minder bevoorreg is. Die geregtigheid was my kleed en ek sy kleed, my reg was soos 'n mantel en 'n tulband. Oë was ek vir die blinde en voete vir die lamme. Ek het al gewonder vriende of hy nie rolstoele uitgedeel het, of wat ook al. Maar hy het mense wat verlam is, hy was daar, hy was 'n oop hand, hy het gehelp waar hy kon. Het hy nie dalk honde gegee vir die mense wat blind is, of wit kieries, of wat dit ook al is nie, vriend. Ek kan nie dink hy het elke blinde met die hand gelei.
Maar die feit is net, hy het niemand ontsien nie, hy was nie net vroom in sy dade nie, maar ook in sy beursie, het hy vir die Here 'n oop hand gehad. Ek lees in 31, hoofstuk 31 vanaf vers 16. As ek die armes 'n versoek geweier het en die oë van die weduwee laat versmag het en my stukkie brood alleen geëet het, sonder om die wees daarvan te laat saam eet, veel meer het my van my jeug af by my groot geword soos by 'n vader en van my moeder se skoot af het ek haar gelei. Daar's baie kinders, jong mense wat by hom in sy huis groot geword het, wat nie eens, hy het weeskinders by hom in die huis geneem, dis wat dit eintlik beteken. As ek iemand sien omkom met sonder klere, dat daar geen bedekking vir die behoeftige was nie, as sy lendene my nie gesien het en hom nie warm gemaak het en die skeersels van my lammers nie, as ek my hand teen 'n wees beweeg het omdat ek in die poort van vir my hulp gesien het, laat dan my skouer uit sy gewrig val. Met ander woorde, hy kon gesê en niemand het hom teëgespreek nie. Hy het 'n oop hand vir arme mense gehad. As jy na so 'n man kyk, vriende, vroom, opreg, elke dag dien hy die Here. Hy doen goed waar hy kom, die mense swerm om hom, en hy deel geld uit omdat God hom seën. As hy 'n kandidaat vir so 'n ramp, as ons logika, nee. En God laat dit oor hom kom. As ons kyk na sy gesin, vriende, 7 seuns en 3 dogters, ek gaan nou detail begin uitsny. Waarom spesifiek die getal? Albei getalle wat seën inhou, wat volledigheid beteken of impliseer. God seën hom met 7 seuns en 3 dogters. Ek sien in my geestesoog hoe Job, toe die kinders nog jong was, iemand kinders groot gemaak het, om 10 kinders groot te kry, moes 'n vreeslike werk gewees. Dis bottels en babas en doeke en tande kry en beklei onder mekaar en dis maan daar en was daar en wat nie al nie, en uiteindelik is die kinders groot en hulle is uit die huis uit. Weet jy, besef ek, dis eers as jou kinders uit die huis uit is, dat jy werklik leer om te bid vir hulle. Ek het nogal skaam gekry in die week, toe ek vir die Here moes erken, Here, toe my kinders nog in die huis was, het ek minder vir hulle gebid. Soos ek vir die Here wil sê, toe maar moenie worry nie, ek is hier. Ek sal na hulle kyk. Maar toe hulle eers uit die huis uit is, het hy elke dag vir hulle gebid. Het hy offers gebring uit 'n vrees, dat hulle God dalk sou vloek as die paard die jane uittrek. In ander woorde, 'n hegte gesin. Die hulle moes baie geheg gewees het. Want die 7 seuns nooi hulle 3 sissies ook as hulle partytjie hou. Die wit seuns nooi nie graag hulle sissies. Hy sê hoe lief was hulle vir mekaar. En hy, die ou vaderfiguur, hy was 'n priester van sy huis. Weet jy, iemand het eendag gesê, as jou geloof in jou huis nie uitwerk nie, hou dit vir jouself, moenie met ander mense daaroor praat nie. En sy geloof het in sy huis uitgewerk. Daarom het hy die agting van die buurt gehad. 'n Pa wat 'n priester, profeet vir sy huis is. Wat vir sy kinders lief is. Wat vir hulle elke dag bid. Wat so tussen die vergaderings en die fundisies en die transaksies wat hy gehad het, plek en tyd gemaak het vir sy kinders, selfs toe hulle groot is, het ek glo, het hy dalk so by hulle huis aangery en so 'n bietjie met hulle persoonlike gesprek gehad. Is dit 'n kandidaat vir so 'n ramp? Vriende, sy rykdom, ons sien, as jy nou sy rykdom lees, dan sien ek in hoofstuk 31 vers 24 sê, as ek op goud my hoop gestel het en vir fyn goud gesê het my vertroue, hy het nooit op sy geld vertrou. Hy het op God vertrou. Hy is lief vir sy kinders, hy sorg vir hulle. Dan vra ek weer, is ons nie 'n kandidaat vir so 'n ramp nie? Job wandel met God, hy lei sy gesin, hy's 'n ware priester, herder, sy kinders is vir hom lief, die publiek respekteer hom, hy het 'n oop hand vir mense wat elke dag by sy deur aanklop, hy's bemind in die hemel en op aarde. En hierdie ramp tref hom. Eintlik, vriende, as 'n mens hierna kyk, behoort jy te sê, die hemel moes eintlik oor hom neergedaal het. En wat gebeur? Die hel was om sy kop los. Dis die verskil. En die feit bly, as jy na 1 Petrus 4 vers 19 kyk, daar's 'n leiding volgens die wil van God. Ek het verlede Sondag gesê, vriende, God
het net een seun gehad en hy was sondeloos, maar hy was nie sonder lyding nie. Daarom, dis binne God se raadsplan. Nou net 'n slotgedagte is, jy weet, die Here vergelyk 'n kind van God wat die pad met die Here loop, soos wat Job dit gedoen het met 'n hoë boom. Ek lees in Jeremia 17 vers 7, geseënd is die man wat op die Here vertrou, wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in die jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrug te dra nie. God sê van 'n ware toegewyde, geesvervulde kind van God, jy is vir God soos 'n massiewe boom, sterk, hoog, diep gewortel, regop, vrugbaar, produktief, maar helaas as jy uittroon onder die ander bome, is jy die een wat die weerligstraal gaan trek. Ons sê ons maklik, daar is so 'n spreekwoord, die hoë bome kry die meeste wind. Dis waar, vriende. En is ook die hoë bome wat die weerlig gaan trek. Ek wil sê, dis die weerafleiers van God as hy met die Satan te doen het. Gaan toets daai kind. Dis God se verweer teen die aanklag van die duiwel. Ek onthou, dink dit was in 1992 met, hulle sê dit was die grootste byeenkoms van mense wat 'n golf, dit was die Amerikaanse ope. Daar was 70, 80 na 100.000 mense in ewe skielike storm. En hoe hulle rondgejaag het en tog net gepleit het, mense moet onder die bome uitbly. En daar het 'n groep mense van 40, so Mr. Know-all, so Elimas tipe, sê man, jy sal my niks vertel nie. En die weerlig tref hy boom, 40 mense sla daar neer. Hy klomp van hulle dood. En in die 20 of 30 is die hospitaal, maar hy klomp dood. Een weerlige. Net die gedagte, die hoë boom trek die weer. Ek wil vir u vra vanmôre, het die weerlig geestelik gesproke jou al raak geslaan? Wat sê jy daaroor? Wat het die Here jou kon leer? Ons het gesien, Job het alleen gestaan, omdat ons in ons smart altyd alleen staan. Ons het gesien, Job het gewonder, is God regverdig? Ons het gesien, Job was onbewus van die gesprek tussen God en Satan. Maar ons het ook gesien, daar het 'n dag aangebreek, dat Job moes sê, ek is jammer. Hierdie ryk man, hierdie vrygewige man, hierdie priester van sy huis, hierdie man met die oop hand, die toegewyde Godsman, moes hierdie lyding deurgaan. Vriende, lyding neem niemand in ag nie. Ek lees van 'n baie ryk man wat ook alles verloor het. Toe sê hy, toe ek ryk was, hoor mooi, jy moet daaroor gaan sê dit 'n paar keer vir jouself. Toe ek ryk was, het ek God in alles gesien. Nou is alles vir my in God. Dis 'n groot verandering. Maar God help. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons wil u vanmôre weer dank. Ons verstaan nie hierdie dinge nie, Here. Ons wil dit nie verstaan nie. Dit is vir ons te hoog en te groot. Maar dankie dat ons kan weet, God het 'n plan, wanneer hy ons in die meule sit, of in die hoogoond van beproewing sit. Ons dank u vanmôre, Here, dat ons aan u voete kan sit en weet, u sal ons nooit bo ons kragte laat toets nie. En wil ek bid, Here, dat hierdie boek Job vir menige kind van God sin gaan bring in hulle lewe. Mense wat ly, mense met vrae, mense wat in depressie sit, mense wat hulle self jammer kry, mense wat nie verstaan nie. Here, ek wil nie vanmôre eers naaste my dink dat ek 'n greintjie insig het om dit te deel nie. Maar ons wil u vra, God, Heilige Gees, om ons leermeester te wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.